Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart. Vandag staan en oorwin nuwe grondgebied. Met ander woorde in hakkies, wat is die krag van 'n naam? Ons is besig, is inteendeel vandag die laaste deel van die reeks oor sit, loop en staan. Ons het vandag by staan gekom en ons praat oor die krag wat in daai groot naam is. Jy geweet, Satan se primêre plan is nie om ons te laat sondig nie. Hy ontspoor ons deur ons rus binne in Christus aan te val. Ek wil dit weer sê, hy ontspoor ons deur ons rus in Christus aan te val. Ons het lank gelede, vroeër in die begin van die reeks, het ons gepraat oor sit in die teenwoordigheid van die Here, daai plek waar jou rus gebore word. Want wanneer hy daai rus van jou kan steel, dan kan hy jou pootjie wanneer jy probeer wandel. Dit is hoekom wandel na sit kom en staan, waar ons oorwin, weer na wandel. Jy weet, slegs geloof kan ons uit hierdie bose kringloop waarin Satan ons wil vastknoop red. Nou, hoe lyk die DNA van geloof? Geloof sê, Christus is verhoog en hy dra die naam bo elke naam. Hy is verhoog en hy dra die naam bo elke naam. Geloof sê, ek en jy is gered slegs deur genade en daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Geloof sê, ons het toegang tot die Vader deur hom. Geloof sê ook, hy woon in ons deur sy Gees. Met ander woorde, ons ken nie net die naam van elke naam nie. Ons weet ook, in ons woon die koning van konings. Geloof sê dan, omdat hy oorwin het, woon daai oorwinning in ons. Nou die groot vraag vandag is, wanneer laat ek en jy neerlaag toe in ons lewe? Jy sien, wanneer ons fundamentele posisie, daai posisie wat ons ontdek het toe ons gesit het, gaan luister die video oor sit, wanneer ons fundamentele posisie weggooi, dan ervaar ons neerlaag. Hoop jy soms heimlik dat jy eendag sterk genoeg gaan wees om te oorwin? Hoor wat sê Matteus 4 vers 3. Toe die versoeker nader gekom en vir hom gesê, ons lees hierdie stukkie waar Jesus in die woestyn was en hy was versoek deur Satan en hy sê, toe die versoeking nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brode word. Die belangrike woordjies is daai woordjies, as u. Die versoeker daag heel eers sy identiteit uit. In sit het ons geleer om ons identiteit terug te kry en op te eis. En dan kom die duiwel en hy wil heel eers uitdaag wie jy werklik is. Hy wil jou laat vergeet wat jy geleer het toe jy gesit het. En hy doen dit met Jesus, die seun van die koning van die heelal. Hier kom die duiwel, toe hy honger word en hy sê vir hom, as u die seun van God is. En dis hoekom ek glo in Efesiërs 1 vers 18, Paulus bid en hy bid die volgende vir sy mense, hy sê, en dat die oë van julle harte verlig mag wees. Met ander woorde, hy sê, mag julle iets niets sien met die oë van julle harte. Met ander woorde, mag jy iets niets sien met jou emosies. Hy gaan aan, hy sê, sodat julle kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied. Wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels. Ons gaan daai woordjie erfenis vandag 'n bietjie besoek en ons gaan vir mekaar vra, wat is ons erfenis? Die naam van Jesus en die krag wat dit dra, is jou en my erfenis. Ouens, ons vergeet baie keer dat die krag van Jesus in ons woon en dat daar 'n naam op ons lippe is, wat gesag dra. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 4, wanneer dit, en dit is Paulus se briewe, so hy sê, wanneer julle dit lees, wanneer julle my briewe lees, sal julle daarby my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. So Paulus sê, in Christus is daar geheimenis. Wanneer jy my briewe lees, gaan jy begryp wat ek weet. Vers 11 sê hy, in hom het ons deur ons geloof in hom 'n seker en vrymoediging toegang tot God gekry.
Met ander woorde, Paulus sê, lees my briewe en ontdek hierdie groot toegang wat jy tot God gekry het. Jy sal onthou, ons het laasweek gepraat oor die swaard van die Gees en ons sê dis die woord van God. Efesiërs 6, wat ons behandel het, praat van die wapenrusting van die Here. En ons het vir mekaar gesê, die swaard is die enigste offensiewe wapen. Al die ander wapens in Efesiërs 6 is defensiewe wapens. Nou, defensiewe wapens beskerm wat jy het. Offensiewe wapens, die swaard, neem nuwe grondgebiede in. En dis waaroor ek vandag met jou wil praat. In jou lewe, in jou en rondom jou, in jou omstandighede, is daar nuwe grondgebied wat jy kan inneem, nuwe sukses wat net vir jou wag. Die defensiewe wapens help niks daarvoor nie. Jy het nodig om die swaard uit te haal. En dan is dit jou en my voorreg om meer van ons erfenis in besit te neem. Ons gebruik hy naam van Jesus wat ons geërf het, om meer van dit wat reeds aan ons behoort het, in te neem. As dit bietjie abstrakt klink vir jou, gaan luister laasweek se video's of lees die notas op ons website. Ek wil heel eers vir jou vra, hoe lyk die hart van 'n held? Hoe lyk die hart van iemand wat verstaan hoe om te wen in die lewe? Efesiërs 5 vers 19 sê, terwyl julle onder mekaar psalms en lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja van julle harte tot die Here sing en psalms sing. Vers 20, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. David, die groot reusemoordenaar, die man wat Goliat se kop afgekap het 2 wapens in sy hand gehad. Hy het 'n slingervel gehad en dan lees ons, hy het 'n harp gehad. En jy sal sê, George, wat het lofprysing te doen met oorwinning? Onthou julle, die Israeliete om Jerigo geloop het, die laaste dag 7 keer, moes hulle die 7de keer met 'n groot geskreeu die naam van die Here uitroep en prys. In die volgende oomblik het die mure geval en die oorlog het begin. Jou en my oorwinning begin wanneer ons soos Dawid op ons harp begin speel en 'n lewe van lofprysing begin leef. Sy oorwinnings het altyd vanuit lof vir die koning gevloei. En baie keer as ek en jy 'n vyand het wat voor ons staan, is daar 'n gemoun en 'n gegroun in ons hart. Maar koning Dawid sê, ek verstaan waar my krag vandaan kom. Ek het 'n hart, ek het 'n leefstyl van lof. Het jy al oorwinnings vir jou koning vanuit lof behaal? Het jy al oorwinnings behaal sodat jy hom kan loof? Met ander woorde, oorwinnings vir lof. Ek weet, baie van ons vra die vraag in ons hart. Is ek bestem vir nuwe grondgebied? Verdien ek nuwe grondgebied? Jy sien, om wedergebore te raak, moet ons die naam van elke naam, bo elke naam, die naam van Jesus ken. Maar om oorwinnings te behaal, moet ons die autoriteit van daai naam ken. Jy het dalk hom aangeneem en jy ken sy naam, hy woon in jou. Maar jy het nog nooit moeite gedoen om die autoriteit van daai naam te ontdek nie. Handelinge 4 vers 7 praat van 'n mooi versie en hy sê die volgende, hulle het Paulus en Johannes in die middel laat staan en vir hulle gevra, dis die Fariseërs wat dit gedoen het, deur watter krag of deur watter naam het julle hierdie wonderwerk gedoen? En dan in vers 10 sê hy, weet julle dat hierdie man wat gesond geword het voor julle staan, deur die naam van Jesus, van Christus van Nasaret, het hy gesond geword. Geestelike gesag het nie net met jou en met my te doen nie, maar dit te doen met die naam waarin ons bid. Johannes 14 vers 13. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word.
En as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Wat 'n kragtige vers. En wat julle in my naam vra, sal ek doen. Daar's iets aan daai naam, wat net krag in 'n gebed inbring, wat geen ander naam kan doen nie. Baie keer wil ek en jy bid in ons eie naam. Ek het baie mense al gehoor, hulle gebruik baie tyd en woorde om vir die Here te verduidelik hoe groot 'n probleem was. Onthou jy, Jesus het nie lang gebede gebid nie. Want hy het gebid in sy eie naam, die naam bo elke naam. En met 'n paar woorde kon hy 'n wonderwerk doen. Ons is besig om die vraag te vra, verdien ek 'n wen? En ek wil dit so antwoord. Die kerk se werk is ook sy werk. Met ander woorde, jou en my werk is sy werk. Met ander woorde, hy back dit wat ons doen. Die naam van Jesus is die grootste nalatenskap wat die Vader vir jou en my gelos het hier op aarde. Ek weet hy gaan eendag ons bruidegom wees, maar hier waar ons nou is, het ons toegang tot die naam bo elke naam. En ons eer hom elke keer wanneer ons daai naam in krag gebruik. Ons eer hom wanneer ons weet wat die autoriteit van daai naam is en ons die dapperheid het om dit te gebruik. Dis hoe ek en jy vir die wêreld wys watter koning ons aanbid. Dis deur daai naam te gebruik. Ek het al mense sien bid in 'n restaurant. Dan bid hulle die hele gebed, maar wanneer hulle by die naam van Jesus kom, dan word hulle stem skielik saggies, so asof hulle skaam is of terugstaan vir daai naam. Nee, ek en jy kan daai naam uitbulder vir die gemeenskap, want dit is die naam bo elke naam. Het jy al daaraan gedink dat selfs Dawid het die krag van 'n naam geken? Hoor 'n bietjie hoe groet hy vir Goliat toe hy voor hom kom in 1 Samuel 17 vers 45. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n krom swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die geveglinies van Israel, van wie jy 'n bespotting wil maak. Met ander woorde, hy sê, Goliat, jy wil 'n bespotting maak van iemand, maar ek ken daai naam en ek kom na jou toe in die naam van alle name. En dan vers 46 sê hy, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer en ek sal jou verslaan en ek sal jou kop afkap. En ek en jy kan daai woorde vir ons vyande sê. Ons vyande is meeste van die tyd nie mense nie, maar omstandighede. En jy kan met jou omstandighede praat. En ek wil afeindig met hierdie vraag vandag. In watter naam groet jy jou vyande? Is jy soos Dawid, wat nie na jou vyande kom in jou eie krag met magtige wapens nie, maar wat na hom toe kom in die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê elke knie sal buig voor daai naam. En jy geweet jou omstandighede het dit nie, wat sal buig voor daai naam? Mense wat van jou wil steel, sal moet buig in daai naam. Kom vandag, neem daai naam op jou lippe, toets die krag van daai naam uit. Ons het begin deur te sê, ons wen deur die offensiewe wapen, die swaard, en ons het gesê, die swaard is die woord van God. Ek en jy sal nooit autoriteit in daai naam van Jesus kan inpak as ons nie die woord bestudeer en daai autoriteit leer ken uit die woord en met daai swaard van die woord begin wen nie. Ons is terug by Jesus wat versoek word. Satan val sy identiteit aan. Maar elke keer wanneer hy op 'n versoeking reageer, het hy die volgende woorde gebruik. Daar staan geskrywe. Hy het sy swaard uitgehaal met elke versoeking gesê, daar staan geskrywe. En ek wil vandag vir jou sê, voor jy die naam, bo elke naam kan gebruik met autoriteit, moet jy ook in elke versoeking kan sê, daar staan geskrywe. Kom ek bid vir jou vandag, Vader, ek wil elke persoon wat saam my geluister het vandag na u woord seën, met 'n naam bo elke naam.
'n naam wat autoriteit het. Ek wil vir elkeen seën met tyd, met die woord, om daai autoriteit van daai naam bo elke naam te leer ken. Herinner ons aan alles wat U in hierdie reeks vir ons gesê het. Gee ons die genade om te gaan sit en ons identiteit in U te ontdek. Gee vir ons die vermoë om te wandel en te loop in die gees wat U vir ons het. En gee vir ons die autoriteit om te staan voor die vyand en te oorwin en staande te bly in U naam. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan asseblief na agape.co.za, daar gaan jy die geskrewe notas kry van hierdie preek, en baie keer het ons nie altyd tyd om hele video oor te luister nie, maar gaan kry daai notas. En dan, in die middel van die week, gaan my seun François 'n 60 sekonde opsomming van hierdie woord vir jou bring. En wanneer jy dit sien, Dinsdag aand sal dit wees op ons channel, in YouTube gaan na shorts toe, sodat jy herinner kan word aan die woord, en dat jy weer jou swaard kan uittrek. Geniet hierdie week, geniet elke oomblik, en as jy wil belê in ons gemeente, sal jy dit ook op ons website kry, en ons waardeer elke sent, want ons gebruik dit om die evangelie uit te dra, sodat ons 'n swaard in die hand van elkeen in ons nasie kan sit, wat dit so nodig het. Sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd. Mooi loop.